wat hulle toe nou Proteas of the Valley genoem het, Ja. maar het nou oor die laaste paar jaar gegroei tot 'n nasionale viering. Ek love dit. Nou vanjaar word 10 vroue tydens Vroue Maand vereer en elkeen word ook deel van die Nation Builder netwerk met toegang tot deurlopende ondersteuning, leergeleenthede en verbindings om in haar werk te groei terwyl jy weet sy 'n verskil maak. Sien, dis hoe mense dit moet doen. Nou die goeie nuus Ja. wat ek het is, ons ken nou al 'n geruime tyd vir Talita. Sy is van Rhythm of Hope. Nou as jy nie kan onthou nie, dit is waar Portia vandaan kom met jou mense, my mense. Ons het vir Talita Mei maand het Talita hier by my gekuier in die ateljee om te kom vertel oor wie Rhythm of Hope is en die verskil wat hulle maak deur veral meisies, maar kinders in minder bevoorregte gemeenskappe bloot te stel aan dans en ballet en balletklasse verniet gee. En die ongelooflike werk wat hulle daar doen. So dis Talita de Klerk wat ek dan nou ook op die lyn het. Yay! En die rede is, sy is een van die vroue wat genomineer is. Talita, hoe gaan dit met jou? Annelie, dit gaan so goed met my. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Dit is so lekker om met julle te gesels. Hoorie, baie geluk dat jy as die stigter van Rhythm of Hope genomineer is vir die Proteas of Mzansi hierdie jaar en een van slegs 10 vroue is. Dit is 'n groot prestasie en ons is baie trots op jou. Ag, vreeslik dankie. Dit voel nog so onwerklik, maar ek dink dit begin nou so 'n bietjie insettel, ja, met al hierdie dinge. Dit voel net nog baie onwerklik. So, sê gou vir my, hoe voel dit om as een van slegs 10 Proteas of Mzansi honorees vir 2026 gekies te word? So, as ek met jou kan eerlik wees, toe hulle my gebel het, toe het ek gedink dit is 'n fake oproep. Aanvanklik, ek het nie geweet eers regtig van dit nie en ek was regtig baie verbaas en verras toe hulle toe nou sê, want ek ken vir Nation Builder, ons het opgeteken om deel van die netwerk te word. En die timing en alles van hierdie was net, dit was soos 'n vars bries of so bietjie amper soos Aaron en Hur, dink ek is die ou se naam wat Moses se arms opkom lig het. Yep. Ek dink dit het so bietjie soos daai gevoel. Want hierdie werk wat ons doen is nie altyd, ek dink mens doen dit nie vir mense se aansien of se hande klap. Ek dink nie jy kan dit doen as dit vir dit is nie. Dis nie glamorous nie, dis meeste van die tyd jy werk met regte mense se lewens. En daar was net al soveel seisoene wat dit soos droë bene gevoel het en dan kom die Here en hy stuur spesifieke mense oor jou pad en om net weer jou arms op te lig en ek dink in hierdie seisoen is hierdie vir my soos dit. Ek dink ek het ook toe ons 'n online meeting met die ander Proteas gehad het en hulle ons toe nou net aan mekaar voorgestel het. Toe ek net so ek was soos, Here, hoe Rhythm of Hope is soos een van die jongste organisasies onder dies wat genomineer is. Daar's vrouens wat 25 jaar al hierdie werk doen. So ek het eintlik net, ek was baie verbaas en verras en ek is net verskriklik dankbaar vir die timing van hierdie en vir wat die Here deur dit kan doen. Hoorie, julle doen ongelooflike werk in die gemeenskap. Ons weet ook hier by Groot FM 90.5 wat se verskil julle werk doen. Wat beteken dit vir jou dat die werk wat julle doen op hierdie manier raak gesien en vereer word? So Annelie, ek dink in Suid-Afrika is daar verskriklik baie non-profits. Ons is een van die lande wat bekend is as die land met een van die meeste non-profits. So wat dit beteken is mense het min vertroue in non-profit werk want daar is so baie en daar is soveel nood oral waar mens kyk en selfs internasionaal daar's net min vertroue in wat non-profits doen omdat ek dink daar so baie van hulle is. So ek dink vir my persoonlik is dit net dit beteken dat daar so 'n bietjie van 'n sense of credibility of mense kan vertrou in die werk wat ons doen omdat ander mense gesien het hoorie die werk wat ons doen maak regtig 'n verskil. So ek dink vir daai rede is ek opgewonde om te sien net wat dit kan doen want ons as 'n organisasie het regtig baie al het ons artikel 18A registrasie en ons kan al die boksies check is ons ook eintlik ons is net nie groot genoeg dat groot corporates aan ons kan aandag gee
vir daai befondsing wat mens nodig het nie. Ons het byvoorbeeld nog nie vir ons B-studente al ooit regtig langtermyn befondsing vir hulle akademiese fooie en sulke goed gekry nie. Dit was nog elke keer net groot wonderwerke soos Groot FM en radiostasies wat aan boord kom. So ek dink vir daai dit beteken net daai iets van iemand het die credibility gesien in die werk wat ons doen en uit so baie non-profits gesien, hierdie is werk wat ons kan op staat maak. En ek dink saam met dit kom daai sin van verantwoordelikheid om 'n goeie rentmeester te wees, maar ek dink dit sit ons ook in 'n posisie dat die Here dit wat ons doen kan groei, sodat meer meer stories soos Portia se vertel kan word in hierdie land van ons en hopelik ook in Afrika. En dan the Rhythm of Hope doen ongelooflike werk en gaan ook nou baie ondersteuning kry van Nation Builder af. Wat is jou droom vir Rhythm of Hope oor die volgende paar jaar? Ek dink nommer 1, ek het nou die dag vir iemand gesê, ek dink nie mens kan enigstens krediet vat vir die stories wat uit ons organisasie gekom het nie. Julle ken nou Groot FM, ken Portia se storie baie goed. Laas jaar se storie was Ayanda, en sy het dieselfde paadjie as Portia gestap, by ons gedans vandat sy graad 1 is, en sy so op die ou end is sy nou Oos-Kaap toe, en sy het by 'n dansstudio daar begin klas gee, en daai mense wil haar RID, wat 'n internasionale dansgraad is, wil dit befonds, en sê net oor en oor wat 'n goeie juffrou sy is, en hoe hulle dit so lekker is om hulle kinders aan haar toe te vertrou. So stories soos daai, kinders wat uit plakkerskamp omgewings kom, wat uitstyg en akses kry na tersiêre geleenthede en wat 'n nuwe begin vir hulle families ook vorentoe te kry, om meer sulke stories te kan vertel, en dat die Here meer sulke stories deur wat ons doen, kan doen. Ek dink ek droom ook oor om te sien dat gestruktureerde dans soos ons dit ken, dansstudios en 'n plek waar 'n juffrou tyd maak om in kinders se lewens in te spreek in ons armer gemeenskappe in Suid-Afrika en veral in plekke soos kinderhuise en toe ons nou Swaziland toe was ook, daar's in daai hele land maar 2 dansstudios waarvan een baie informeel is. So ek droom dat dans en dans gee en veral disipelskap deur dans meer die norm sal word in Suid-Afrika en in die kontinent van Afrika. Dit is waaroor ons droom by Rhythm of Hope. Hoor hier, baie dankie vir die werk wat julle doen en die verskil wat julle maak, en dankie dat julle nooit ophou en opgee en moet opgee in ons gemeenskap nie, en Jesus se hande en voete is, en baie geluk dat jy genomineer is. Ek dink regtig dit is 'n ongelooflike ding wat gebeur het en ons is baie trots. Dankie dat julle die storie saam met ons vertel. Dit is 'n groot eer. Jy moet 'n lekker naweek hê, hoor. Baie dankie Annelie, julle ook. Lekker Vrydag. Bye. Daar het jy dit. Dit is Talita van Rhythm of Hope wat genomineer is vir Proteas of Mzansi. Skool